If you want to be my daughter-in-law, you gotta get with me. Hallo en baie welkom terug by die Kultuurkliek. Dit is ons eerste episode vir 2026. En vandag gesels ek, Joanil en jou bietjie oor die dinge wat aangaan in die kultuurwêreld. Ek dink die eerste ding is beslis die Beckhams. Ek dink voordat ons enigiets anders oor kan praat, wat ons het 'n baie lekker episode beplan, maar voordat ons daarby kan uitkom, moet ons net gou bietjie stil staan by Posh. Ag man, ek weet nie. Ek voel neutraal. Ek voel neutraal daaroor. Ek dink daar's baie faktore wat lei tot so iets. Nee, ek voel ek voel hierdie is Prins Harry 2.0 en arme ryk seentjie. Sies Ja. tog. Ja, nee, dis baie dramaties vir my. Ek voel net nee, ek is soos dit sy hele uit basiese boek soos Harry geskryf waar hy dit op Instagram gaan sit en gaan vertel hoe aaklig sy ouers is en goed. Sê nie daar's nie twee kante aan 'n storie nie, daar is. Maar dit was vir my dit regtig ek soos in as mense nou kyk wat gaan aan in die wêreld en Brooklyn Beckham wat nou skryf oor hoe sy vir so 'n miljardêr ouers Okay, is. so jammer, Toe jou dink ek net, arme okay, dingetjie. goed. Jy het in die Beckham se huis groot geword. Ja, nee. Maar wat gaan aan? Kom ons sê Kom ons- waaroor praat ons? Want ek voel daar so baie goed gebeur. Dit was 'n rok, dit was 'n trouer, dit was 'n dans, dit was Ja, vir die kykers op buite wat nou dink, waaroor praat hierdie drie nou weer? Wat is nou weer aan die gang? Basies wat gebeur het is Brooklyn. Dit is eintlik nou net die jongste ding wat gebeur het, want hierdie kom nou eintlik al baie lank van soos 2022 af as ek dit nie verkeerd het nie. Brooklyn het net nou op sy Instagram gaan sit. Hy stel nie daarin belang om enigstens weer bande te bou met sy ouers nie. Hy is nou klaar met sy familie. Hulle het dat iets met een van Nicolas se baie rokke tydens hulle troue, want sy het meer as een gehad. Kom ons wees nou nie onder die indruk dat dit 'n normale Suid-Afrikaanse troue is waar ons net een rok dra vir die aand nie. Nee, dit was een van daai sy het 'n paar rokke deur die aand gehad. So een van haar baie rokke sou Victoria gemaak het en toe staan nou 'n hele ding van aanvanklik was dit Nicola wat gesê het sy wil nie die rok dra nie, maar toe beweer Brooklyn dat Victoria gesê het sy mag nie die rok dra nie, iets in daai rigting. So dit het drama veroorsaak en kyk van 2022 af is daar al gerugte dat daar 'n split is in die familie, dat dit basies 'n Prins Harry situasie is. Brooklyn het Nicolas se van gevat. So hy's nou Brooklyn Pels Beckham, maar is altyd Pels Beckham. En ek weet nie of julle hierdie weet nie. En ek is nogal geïnteresseerd om te hoor wat julle opinie hieroor is. Maar vandat hy met Nicola betrokke geraak het, het hy 70 tatoeëermerke. 70. 70? Hy het verskriklik baie. So 70 van hulle het op een of ander manier te doen met Nicola. 70, ek voel daar dit is serieus? weer daar's 'n logiese soos portret van sy vrou op sy skouer. Hier sien my baie ooreenkomste byvoorbeeld tussen Nicola en Meghan Markle ook byvoorbeeld oor hoe die vrou die een was wat half die Yoko Ono posisie ingeneem het. Ja. En die split veroorsaak. Dit is so ingewikkeld, ek dink mense vergeet soms want ons sit uiteraard 'n familie soos die Beckhams op een of ander vorm van 'n pedestal. Ons kyk op na hulle. Mens weet nie wat agter toe deur aangaan nie en mens moet ook erken Brooklyn was hulle eerste kind en hulle het toe sy swanger geraak het hulle die foto's aan 'n tydskrif verkoop. Toe hy gebore is het hulle die foto's aan 'n tydskrif verkoop. Dis nie 'n normale gesin nie, dis nie 'n normale situasie Ja, nie. en hy het ook al ek onthou ook 'n paar jaar terug, hy het ook al verskillende loopbane uitgetoets. Hy was al amper 'n chef en ek weet hulle is ook baie goeie familievriende met die Ramseys. Die fotograaf. Fotografie. Hy het blykbaar op hy sokker speel toe hy baie jonk was. Ek dink hulle dogter speel nog sokker, maar hy het blykbaar op 'n baie jong ouderdom opgehou want mense hom heeltyd met sy pa vergelyk. So ek dink daar is 'n bietjie van 'n minderwaardigheidskompleks aan ek wil net sê die kind. Ek voel ek is uitgenooi om hom 'n kind te noem. 'n Bietjie van 'n minderwaardigheidskompleks en enigiemand wat so is, dink ek is baie maklik beïnvloedbaar. En as dit nie destyds deur sy ouers was nie, dan is dit heel moontlik deur
Nicola, ek weet nie, daar's 'n debat oor mense haar naam uitspreek. So ek voel as dit omdat sy ryk is dit heel moontlik Nicola. So daar ek dink Nicola. Ek dink hy gaan altyd soek vir 'n tipe van 'n goedkeuring en nou soek hy dit by sy vrou, maar ek dink hy gaan spyt wees. Hy gaan spyt wees eendag dat hy al daai boodskappe daar buite gesit het eerder as om dit net in die privaatheid te hanteer. Maar hy sê ook, soos wat Prins Harry gesê het, ons kan nou weer sien. Hy sê ook sy ouers was die wat hulle vuil wasgoed in die openbaar gewas het. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie watter ek het nog nooit iets sleg oor hom gesê nie. So hy beweer ook hulle is die wat nog altyd alles daar buite gesit het en daarom Maar dit is daai geheime, kyk die Britse pers is maar bietjie iets anders. Ja. So daar's baie geheime verhoudings tussen die invloedryke families en die pers. Ja. So dit maak sin nou wasgoed was nie noodwendig soos wat hy dit nou gedoen het nie, maar daar is dalk 'n direkte lyn na hierso is ons weergawe en ons wil graag hê julle moet hierdie weergawe druk. Ja. En as julle nie doen nie, dan verloor julle hierdie verhouding met ons. So daar is 'n mens weet regtig nie wat aangaan agter die skerms met hierdie tipe goed nie. Ek dink die een groot ding en wat mense nou grootendeels bo alles aan die praat het, is die eerste dans. Die eerste. Alles sê, maar volgens hom het Victoria 'n baie onvanpasse dans uitgevoer wat na bewering nou die eerste dans moes wees. Maar dan is daar nou ook ander stories wat sê Nicola en Brooklyn het hulle eerste dans gehad. Ek het ook net 'n ding gelees dat die sanger Mark Anthony gesing het en toe het hy Blackpool gesê ek wil graag die mooiste vrou in die vertrek nooi om te kom dans. As jou soortgelyke Spice Girl is, wat verwag jy gaan sy doen? Maar so Ja, groot van sy sê Spice daai Girl. Dis vir my sleg om te dink dat Nicola soos mooi is, sy's ryk, jy weet sy eintlik alles wat vir haar, jy weet wat vir haar gaan as jy nou so daaraan dink en nog steeds kan sy nie haar skoonma tevrede stel nie. Ja. Wat wil Victoria dan hê? Verstaan, wat sou sy dan wou? If you want to be my daughter-in-law, you gotta get with me. Make it last not forever. Dis hy. So nee, ek wil dit vir Posh verdedig. Ek bly aan Posh se kant in hierdie geval en Victoria se kant. Daar is nou al daai goed wat hy nou sê dat sy nou onvanpas gedans het, né? Daai het klomp foto's. Ja, waar is die videograaf? Ek wil dat materiaal. Julle daar was 500 gaste bruidtroue. Kom ons vra een van hulle wat het hulle Dan net gesê. vir Gordon en vra Gordon Ramsay wat het jy gesien? En die ander ding is ook, die grappies wat ek nou sien op Instagram, mense sê almal wat 'n ma het van 'n sekere ouderdom, weet hoe hulle dans as hulle 'n wyntjie of twee in het. So vir al wat ons weet is Victoria net 'n gewone mamma wat 1 of 2 glasies wyn te veel gehad het En sy het dit gegooi. en toe sy gedans op Mark Anthony. Dis ook, ek meen dis Latin musiek. Hoe moes sy nou gemaak het? Jy Sy sê het gebal nie, toe sing hy vir haar. Ja. Soos Ag, jene Ek gaan nou dans. Die mense wat oor dit kom. Kyk, ek het ook gelees dat hulle 'n troubeplanner gehad het wat 11 maande nadat hulle hom gekry het om die trou te beplan, sê het nee, dankie. En dit was een van hierdie beplanners wat almal wat iets is, gebruik hierdie ou. Want is hierdie verskriklike mooi baie ingewikkelde ontwerpe wat gedoen word by die troue en 11 maande in en dit gebeur nie met hierdie tipe goed nie. So daar moes iets gebeur het wat hierdie ou gesê het, hier trek nou uit. Hier kan ek nou nie en toe het hulle blykbaar nog 2 aangestel en hulle het toe nou weer van hulle ontslag geraak. So dis 'n baie groot deurmekaar spel. Ek dink nie daar's 2 kante aan hierdie storie en dit is baie maklik om te sê ek is aan Posh se kant of ek is aan die pelse. Die pelse. die pelsers. Die pelse. Ek is aan hulle kant, maar uiteindelik ek weet nie eintlik. Ek kan jou nou wel sê hoe hierdie gaan eindig. Sy boek gaan uitkom vir die einde van die jaar. En dan gaan almal Kersfees gaan almal Brooklyn Beckham se boek kan koop waar hy nou sy verhaaltjie vertel. natuurlik dat word die uit. spookskrywer geskryf is. Ja, dit is hoe hierdie saak gaan eindig. Nou moet ons na die lekker deel van die episode aanbeweeg. Ons wil graag bietjie praat oor mode en die glansgeleenthede en die toekenningsgeleenthede en mense by daai tapuite. Ons is noem ons maar die fashion police. Ons Lekker. fashion police 2.0. Ek is opgewonde daaroor. Maar trouwens almal vandag klere wat nie kom van Dolce & Gabbana nie gaan ons vandag modepolisie wees. Ja. Hierdie is Joas en Mr. P. Ja, en ek is in my Pick n Pay clothing rond, Ja. dis ons is Ons modepolisie. die mode konstables.
Ons is op die pos. So ons baie oulike vervaardiger Christine het vir ons 'n paar uitrustings gekies wat onlangs op die rooi tapijt verskyn het en sy gaan dit nou vir ons wys. Ons het nou nie vooraf gesien nie, so ons is nou verras oor wat se kledingstukke sy nou hier vir ons gaan wys, wat se gewade ons gaan sien. En ons gaan nou net sê wat ons dink op, nee. Ons gesigte gaan eers sê. Ons nee, ons Ja. dit laat It's a gift. Dit is daai musiekvideo van Madonna. Ja, Material Girl, Ja. met Dit strip. lyk soos wat dis hoe ek 'n geskenk toe draai. Ek maak hom alright toe en dan dink ek heel op die laaste minuut kom ek sit 'n strikkie op en dan maak ek hierdie strikkie mooi vas. Dit laat my dink aan daai foto's wat mense op Instagram en Facebook sit as hulle 'n nuwe kar kry. Ja. Dan sit hulle 'n strik om. Ja. Ooh, Hy kan niks verkeerd doen. Ja, oor dis nie. baie Ek jammer. ek dink aan toe daai's Valentine, nee. Wat sy naam nou weer? Ek en my oor nie weet. Is dit nie Carmen Domingo? Carmen Domingo. Ja. Ek dink Ek toe was Valentina en Valentina's mos nou net oor die Ja. Ek dink aan by dis Valentina. Ja, dit is pragtig. Maar dis baie Dis mooi. pragtig. Dis baie mooi. Dis cute. Ons kan ek sê dat sê oor 'n kind. Wat mens kan nie 'n kind afsê nie. Ja, dit Ons soek hy skoentjies. is baie leuk. Ooh, okay. Okay, that's giving Mr. Price. Daai toppie het ek al by Mr. Price Nee, en Daai, daarom. weet jy, as ek so plat maag gehad, Moet net sê die maag, die maag. Maar ek bedoel, as 'n mens so plat maak, Daai- kan jy letterlik enigiets aantrek. Dit is So like mooi. gorgeous, maar dis nou nie so Jare. Ja, ek het nogal toe ek het gesien het die eerste keer. Het jy nie daarvan ek weet jy daarvan gehou. Ek het nogal van gehou. Ek het gedink dis baie eenvoudige lyne en eenvoudige en dis so geel. Dis soos 'n baie sagte geel. Ek Dit met die verkies rooi. dit bo Mr. Material Girl. Ja, So. Wel, ja. ek hou van hom maar. Ag, maar ook hy hoef net hy was net in 'n stuk tassie kom Dis dit doodgewone. Ja, is maar net 'n ou pak. Ja, ja, hy lyk pragtig. Hy is mooi, maar Is 'n Jenna Ortega. Ja, van Wednesday. Ek voel sy klink bietjie te diep met die karakter. Jy laat ek moes my bril aangesit het. Jy het nie 'n bril nodig om te sien daai is nie mooi nie. Ja, maar sy lyk vir my maar deesdae bietjie snaaks ook, die grimering en die goed wat sy dra. Sy gee nou die Wednesday look buite Ja. die program. Sy's 'n fantastiese aktrise, maar daai nee, dit Ek voel net jy kan 'n bietjie gelukkiger lyk oor jou lewe. Al ek weet jy het nou so 'n lelike rok aan en ek's jammer daaroor, maar jy Maar kan dis goed. maar haar armmiddeltjie as ek een ding kan sê, is haar middeltjie is soos snap. Dis dalk hoekom sy so ongelukkig is. Sy's honger. Sy kan nie asemhaal. Kan nie seker Maar net sê dit nie. sorry. 'n klein ding wat my pla van haar. Ek dink sy doen dit nou 'n paar bekendes doen dit nou. Is hulle het donker hare, maar dan besluit hulle om hulle wenkbroue lig te maak. Ja. Nee, as iemand wie natuurlike ligte wenkbroue het en dit moet inkleur. Ek Kom ja, jou nee, ek verstaan ook nie hoekom Nee. dit dit. Dis my snaakse Dis 'n neiging. snaakse neiging. Dit is 'n mooi rok, maar net omdat dit sy is, gaan ek sê dis lelik. Ek weet nie, dit gee vir my 2007 vibes. Ek weet Ouma se gordyn? ja, dit is vir my mooi. Maar sy lyf is mooi, omdat dit eintlik vir my mooi lyk. Ek is net nie gek oor haar nie. Ja, ek weet nie, dis vir my maar iets wat ek al gesien het. So ja, by ek gaan nou soos John Rivers klink. Ek wou sê iets wat jy al gesien het by matriekafskeid in 2003. Dis wat ek sê. Ek sê dit het Kom ek is jammer ek het dit gesien nie. 2007. Ek hou van Jennifer Lopez, maar ek was net so nee. Daai skree vir my matriekafskeid Ek hou nie van Jennifer Lopez. Nee, ons is nie in Jella. Ek hou van Jenna. Sy's mean. Sy is Sy is net 'n sterk vrou. Sy is net 'n sterk. nee, jy kan 'n sterk vrou wees sonder om lelik te wees. Reese Witherspoon is 'n sterk vrou. Wie's dit? O nee. Nee, nee. Ek kan nie sien Ek kan ook nie sien. Dis Emily en John. Is Emily. dit Emily Osmond? Nee, jy met jou bro. Dit is Emily Blunt. O ja, en John Krasinski. Okay, maar Nee. John Krasinski kan niks in my Ja, verkeerd hy doen is- nie. hy Hy is is letterlik super perfek. Sy gee 'n bietjie, dis baie mooi vir my. Ek moet eerlik wees, dit is 'n mooi rok vir my, but it's giving also a bit of Cruella de Vil. Ja, maar John is aan haar sy. Sy sal wel uit. O, Alpha 10 Oh, vir hulle persoonlikhede, ek vir die hou feit dat baie hulle nog van getroud is hulle. na al die jare. So kyk na daai is 'n ja, maar ons kan nie sonder Dis uniek. Daai rok, dis 'n baie cool rok. Dis 'n Miu Miu rok. En daai geel daarbo was ek aanvanklik soos ek weet nie, maar nou as mense dit so sien van ver af dan is dit verskriklik. My Dit is kinders so kyk bietjie liewe ek sien Matteus geneeld dit sê.
O nee. Ja. Nee, daai lyk asof sy getrip het toe gryp sy die gordyn. Ja. Nee, ek nee. Soos in 'n ou telkamer. Sy was so sien van daai. Daai nee. Wag. Is dit Priyanka? Daai maat moet net uitgehaal word. Dat hy net Ja, los dit is daai- mooi as hierdie die bodeel is mooi, die onderdeel is mooi, maar daai werk. Sy is pragtig. Hulle is kan dit niks mooi verkeerd doen vir Maar my. daai naas moet net uit dat dit so mooi kan vloei. Dis vir my 'n onnodige naad. Nee, weet jy, okay, maar ek kan Kan so jy vergeet om 'n rok aan te trek? Ja, daai is haar nightie wat sy aan het daal. Ek hou net nie van haar nie want sy gaan uit met Harry Styles. Sit hom met elke Ek kan lied, daai sy is 'n letterlik uit. Daai is 'n persoonlike vendetta. Ja, maar daai is 'n PR-verhouding met jouself. Sy het al vir almal gehad. Sy het al Harry Styles, Channing Tatum. Wie is die ou wat Elvis gespeel het en ander praat soos Elvis? Austin Butler. Sy het al met hulle almal uitgegaan. So vir daai rede Ja, okay, Jennifer Lawrence kry vir my 11 uit 10 met alles wat sy doen. Haar gesig, haar klere, haar persoonlikheid. Ek hou nie van daai dingetjie wat sy om haar arms het nie. Is wat neem Wat jy is dit? soos 'n shawl tipe ding. Was dit Nee. want dit lyk van voor af asof sy net twee goed aan hom. Ja, dit lyk 'n bietjie asof sy 'n laag. Haar hare is baie mooi. Alles is Mooi, ek hou Ja, van letterlik nie van hierdie Haar snaakse persoonlikheid is my gunsteling. Ek voel daai is bietjie kaal. Dis bietjie Moenie so vir my kyk nie, dis bietjie kaal. Dit is onnodig kaal. Ja, ek weet nie, dit lyk soos daai mense wat voor die fliek staan. ja, of daai mense wat by die Buckingham Palace die hekke maak. Ja, Ek weet nie, daai lyk nie mooi. dis 'n mooi poging. Ja, okay. Yes. Daai is 10 uit 10. Nee, ek voel ek is net aan die ander kant van hierdie ek soos nee. Sy is so mooi. Sy is nog steeds in haar Wicked era en sy dra die vreemdste klere. Nou dra daai lyk soos 'n swart sak aan haar tiny lyfie. Ek hou Maar van sy dit. probeer die teeny tiny lyfie wegsteek want almal sê vir haar sy is siek. Ek voel sy Ek sou ook. ek sou net iets sê, ek hou van kleur. Ek is glad nie ja. Maar julle mens kan ook nooit wen nie, nee. Hou Okay. daarvan. Brittany Snow 11 uit 10. Ek is mal oor daai rok. dit Ek's mal oor haar. Ek hou van alles gesig, ek's tot mal by die oor haar onderkant. hare. Net nie die onderkant nie. Nee, die onderkant is nou weer vir my mooi. Sny hom af. Ek sal daai rok verseker dis dra. baie mooi. Dis in my baie mooi. Imagine, wag, dink net gou, dink net gou. Daai onderkant is afgesny, sy het soos rooi skoentjies onder. Nee, ja. Boring. Voel ek is heeltemal aan die ander kant van hierdie spektrum. Oh, Wie is dit? Oh, nee, hy kan Wie net is dit? dis Jacob Elordi. Jacob Elordi kan na hy Shame, ek spyt Ja. ek niks klere aangehad nie. dat Jacob dalk nie. Jacob Elordi kan maar dra net wat hy wil. Hy kan niks. regtig enigiets. Oh, Ek op Miley is dit vir my nogal mooi. Want dit pas by haar persoonlikheid. As 'n rok nie pas Ek hou by iemand se ook persoonlikheid. Dalk is dit vir my Om jou die Ariana. uitdaging met Ariana. Daai pas nie vir my by haar persoonlikheid. Dus daai pas by Miley se Ja, persoonlikheid. ek hou wel van daai, dit lyk vir my mooi. Maar sien julle daar's een tendens of daar is nogal 'n tendens wat daar vir my deel vind dit is daai een fout, wit. Van dit. So dink jy dat die wit is in die mode omdat dit die kleur van die jaar is deur Pantone of dink julle dit is die kleur van die jaar deur Pantone omdat dit in die mode is of dink julle dit loop so half hand aan hand? Ek voel dit ons moet praat oor die feit dat wit die kleur van die jaar is. So ons onthou, hulle het nie gesê wit nie, hulle sê cloud chaser. Ja, dis Cloud so chaser. Asof dit nie wit is nie. Ja. maar dit is wit op die einde van die dag. So ons het nou met opset nou vandag jy weet ons wit nou ook aangetrek om nou in te pas by die tendens, maar Pantone se kleur van die jaar is nou wit of cloud chaser. Net ook om konteks te gee, dit elke jaar word daar 'n kleur van die jaar mos nou aangekondig en dit het gewoonlik 'n invloed sê hulle op die alles van die mode na die interieur na die gevoel wat dan nou in mode en gierig gaan wees in die jaar wat kom en hulle het nou gesê dat hierdie kleur gekies want dit beeld 'n rustigheid uit en 'n natuurlikheid en 'n baie die mekaar wêreld. So ek persoonlik voel nie rustig as ek wit sien nie want ek dink dan nou ek gaan kan mors op my. Ja, ek moet sê wit gee my angs. Wit gee vir my geen rustigheid gee nie. vir my ook nie. Maar dit is vir my, dis een van daai goed van as jy nou in 'n Prada winkel instap en vir jou 'n wit broekpakkie kry. Ja. Verstaan Emily Gilmore. Ja, wit is 'n ryk mens kleur. Ja, nie middelklas. Dis nie dis Dit is vir ons. kleur vir Dis die mammas wat hulle Nee. kinders by die skool Nee. moet gaan Nee. aflaai en so. Nee, maar ek dink daar is definitief, ek dink dit speel tog 'n rol. Mens gaan sien, ek dink want daar's nou nog 'n klomp toekennings wat nou nog gaan gebeur. Die Grammy toekennings sê nog voor, die Oscars sê nog vir. Ek dink 'n mens kan baie van hierdie eenvoudige snitte
wit klere of baie natuurlike klere of skakering sien, want dit is maar ek hou van helder, maar soos ons nou kan sien baie duidelik is daar bitter min helder klere wat Maar dit het op nog die vinnig in verander, want in 'n stadium was dit net helder klere. Ja. Jy moet helder klere nie net alleen aantrek nie, jy moet soos 'n rooi en 'n pink of 'n oranje en 'n pink. Daai color blocking of wat. En nou ewe skielik het hulle amper die afknoppie gedruk en gesê nou raai hulle net wit. Nee. Maar ek weet ook ons winkels het dit nogal gewys. Ons daar was baie van hierdie helder klere in. So dink jy ek met pech. Ek hou nie van 'n inkopiesentrum nie, so ek's baie lanklaas in 'n ou Fortuny. So een van julle wat dalk meer onlangs in 'n winkel was, is dit wat mense nou sien, die meer eenvoudige klere of is dit maar nog steeds die Ek dink in Suid-Afrika gaan mense van bietjie ek het geboor in die winkels hierdie vakansie. So maar ek dink dis moeilik by ons is dit maar nog baie helder klere. Dalk met ons wintertyd gaan ons bietjie meer neutrale klere of so sien. Suid-Afrika is ook geneig as mense ons vergelyk met Europa. Ons dra in elk geval meer helder klere. So as mens dis blykbaar 'n grap as jy wil sien wie is die Suid-Afrikaners in die buiteland, kyk vir 'n KY baadjie of vir helder klere, dan sien jy dit is die Suid-Afrikaner, want ons is nie bang vir kleur nie, so ek dink Ons is ook nie bang vir 'n kei. ons is nie bang vir KY, ons is bang vir wit. ons is nie bang vir dis ons dra nie dit nie. So dis nie nou van wat ek gesien het, is dit nie nou so groot, maar ek dink kom wintertyd is dit een van die goed wat ons definitief gaan meer neutrale. Ek hou nogal van die idee van 'n roomtruitjie, soos 'n wit. Ja, snaakse wit. Ja, pragtig wit totdat jy koffie drink en dit Ek het nog nie kinders nie. En ek kan mooi koffie. ja, Ek kan mooi koffie drink. Ek was net seker dat ek sê nie praat en dan is hy so baard nie. Ek wil byvoeg dat daar wel in sekere winkels, maar dit hang af wat jou begroting is. So in sekere van die winkels is daar definitief kan 'n mens hier en daar sien 'n bietjie meer van die neutrale klere. Maar ja, die witte en die roomklere, die nog steeds bruin was ek dink 2 jaar terug was dit die kleur van die jaar gewees. Dit was verlede jaar. was dit Dit was verlede jaar, was die mocha brown, Mocha mousse. So daar is ja. definitief nog variasies. Dit was my gunsteling kleur tot dusver wat Pantone gekies. Ja, dit was nog vorige jaar was dit so pers, dit was soos 'n plam pers amper, maar ek moet vir jou sê ek het die bruin nogals geniet en ek het dit nogal geïnkorporeer in my. Toe jy dit nogal gedra. Ja, dit was vir my lekker om dit te dra, dit is my mooi Ek wil kleur. graag Dulux die jaar van die as ek keer van die jaar dra. Wat is dit? Blou. Ek voel daai is 'n Is dit 'n donkerblou, wit, meer ligblou, soos 'n so. tipe blou. Wel met die blou en die wit en die bophare is jy baie Ja, jy's baie Dis baie groot, blyde want die bophare is ook hier. Ons het nou gesien met van die bekendes daar ook. Bophare gaan definitief nou weer hierdie jaar groot wees. Veral soos wat mense aansien is soos 'n mooi regheid, 'n regheid. Wat is die mooi ek weet nie wat die Afrikaans is vir sleek, 'n mooi sleek pop. Ja. En daar's 'n klomp bekendes nou ja, die Durant het hare nou bok geknou. Emily in Paris, die wat Emily in Paris kyk, haar hare is ook nou baie mooi pop. So ek dink pop gaan definitief ook as mense nou wil dink wat in die mode en so is gaan pop definitief hierdie jaar weer groot. Maar moet dit nie doen as jy emosioneel onstabiel is nie. Dit is 'n Ja, groot dis 'n groot ding en Dis is jou hare aan die middel van jou rug hang en jy is so 'n bietjie hartseer die dag, maar jy dink Ja, ek voel dit is dieselfde met 'n kuif. ja. Soos as jy deur 'n slegte tyd gaan, moenie jou hare in 'n kuif gaan sny of in 'n bob nie. En veral nie saam nie. Nee, so. Saam? Ja. Kyk, as jy 'n kuif en 'n bob gelyk sny, dan moet iemand intree. Vanaf, Dis daar's 'n tuis hulle krisis. intervensie. Daar's 'n krisis. Daar's 'n krisis en Ja. hierdie persoon moet gehelp word. Ons het met twee baie ervare haarstyleerders gepraat daaroor en hulle sê ook praat met jou haarkapper voordat jy so iets doen. Kyk hoe die tekstuur van jou hare, kyk hoe jou gesigvorm. Ongelukkig pas dit net nie by almal se gesig. Ek onthou 'n bob is eintlik meer werk. Ons almal is nie gelukkig soos Mizaan wat net haar hare droog blaas en dan bly dit so nie. Nee. As ek my hare byvoorbeeld in 'n bob sny, dan maak dit 'n soos 'n lapa lapa 'n lapa-kop. Ek het 'n lapa-kop basically en dan is dit baie werk om daai lapa plat te Te blaas. Ja. Jy moet jou haar dis belangrik dat jy moet moet eers praat met jou haar gesig kapper. vorm. Ja. En onthou ook as jy 'n foto vat van iemand soos Emma Stone wat ons nou gesien het, wie se hare nou so pragtig. Onthou, dis dalk 3 mense Precies. wat gewerk het om daai so te kry. So as jy ook nie weet hoe om dit mooi te stileer nie, bly weg. Bly weg, hou met jou lang hare en jou bolle af, wees dan eerder veilig. Ja, ek Maar besonder is ook jou naels ook, dit is ook een van die klere op die densie hier. Dit is baie mooi. Mooi neutrale naels, skoon naels. As daar aksente gewees, ek dink hy het dit gesê soos
kolletjies, fyn goedjies, Ek hou nie baie blommetjies. van daai goed nie. Daar was een wat blommetjies gehad het en daar was een wat so snaakse Frenchie gehad het met sulke kleure. Mooi skoon en Dit gee eenvoudig. beslis 'n bietjie 2012. 2012 was baie spesifiek. Dit daai blommetjies en die snaakse vriend. Ek hou van skoon. Ek hou ook daai lyk vir my regtig verskoon. My tannie het altyd as kind, of wel toe ek 'n kind was, het sy haar naels so gedoen. So sy was al lankal in die mode. Maar ek het haar so 'n bietjie op 'n pedestal geplaas. So ek wil graag soos my tannie wees. So mooi mooi skoon. Dit is regtig mooi. Ek hou baie van hierdie tendens. Dis vir my die mooiste, ek moet sê. En dan laastens voel ek moet ons net vinnig iets sê oor daai wit wenkbroue wat jy nou genoem het. Gaan dit inbly? Sê vir my wat gaan ons doen met hierdie wit wenkbroue? Dis daarom nie baie, dis die bekennes wat dit doen dit nou al vir 'n rukkie. Dis bietjie soos daai mense wat soos die hoekom het hulle destyds daai Ja, die dingetjie geskeer in hulle wenkbrou? O, soos 'n my streepie in O, die ek dink jy praat Nooit van die gedoen. laminating. Wel dit was ook 'n fase. Julle, ek moet vir julle sê partykeer lyk dit vir my mooi as iemand hulle ek bedoel hulle wenkbroue daai laminering doen. Maar partykeer Dis dit te veel. gaan dit nogal hoog op. Ek dink dieselfde reëls geld as dit kom by skoonheid met enigiets, of dit nou bophare, naels, wenkbroue is. Nie alles pas by almal nie. Ja. So doen bietjie jou navorsing. AI is mos nou wonderlik. Vra bietjie vir ChatGPT, hoe sal ek lyk as ek dit Ja. op my wenkbroue doen voor die tyd? En ja, moenie Dis 'n net goeie omdat idee. Jenna Ortega dit doen, beteken nie ons hoef dit te doen nie, asseblief nie. Ja, en Ek dink kom ons lei net 3 episode af deur net ons wat kyk ons as mense nou dankie dat as julle tot hier na toe gekyk het. Ja, baie dankie as jy deurgesit het As jy tot deurgesit het hier. tot hoor. hier. Ons waardeer jou. So as 'n beloning van ons vir sê wat ons kyk sodat jy dit saam met ons kan kyk. En ons fokus bietjie op kyk net. So ek dink ek sal begin. Ek is tans totaal en al in die wêreld van die kantoor. Albert Pretorius kan niks verkeerd doen nie. Benny Ferry kan niks verkeerd doen nie. Skalp Stop besig. Sarah kan niks verkeerd sy doen nie. 6 persoonlikhede. En sy 6 persoonlikhede so asseblief 6 kyk dit. Dit is fantasties. Ja, ek moet sê ek is so op my ystrein. Maar ek sien daai trein het so 'n bietjie van die spoor af gegaan. Die naweek was daar 'n ou kroeggeveggie met die broers en daar 'n naboomstryd. Kyk, ek dink dit was te verwagte. Ek dink hierdie twee boeties is Annerdam se eende. Hulle gaan sorg vir En baie hulle gaan vermaak. sorg dink ek. vir baie vermaak en ek dink die vrouens wat Roan tot dusver gekies het wat die mense gesien het nou al gaan ook sorg vir redelike vermaak. Maar ja, ek dink dit is lekker. Mense moet dit maar net vat vir wat dit is. Ek dink ook enigiemand wat vra hoekom het kyk net 2 liefdessoekprogramme, het nog nooit of maatsoekprogramme, het nog nooit daai 2 reekse langs mekaar gesit of gekyk nie, want dit verskil hemelsbreed. Bushike vrou en op my Ash. Op my Ash is 'n ander tipe vermaak. So dit is definitief die kyk werd. dit is definitief die kyk werd. Ek is nou meer in die ek is lief vir 'n meer ek gaan dieper reeks op hierdie stadium. So ek is nou nogal baie lief vir Enkel om die son. Ek sien baie uit na hierdie seisoen. Ons het vir Ivan hulle hier by ons gehad in die ateljee ook. So Enkel om die son se tweede reeks het nou begin. Wat lekker is van hierdie seisoen wat ons al klaar bietjie gesien het en wat hulle gesê het mense kan verwag is ons gaan nou elkeen van hier van wyk gesinslede of familielede 'n bietjie dieper daar van hulle eie persoonlike stories. Daar's 'n hele paar nuwe gesigte daar in hierdie seisoen. Die Swanepoel. Sien die Swanepoel is een van hulle, so ons sien baie uit. Ek dink dit ons is eintlik bederf. Daar's nou eintlik verskriklik lekker goed wat nou op is. Ja, so ja, ek is nou besig om die son te gaan. Okay, maar ons gaan nou om die son gaan sien hulle in die volgende episode.